Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 8ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Vicky Ter Blanche, sy moordenaar, wil sy borgvoorwaardes laat wysig. Nuushooftrekke vir vandag: ontvoerde vrou van Kimberley veilig gevind. Vicky Ter Blanche, moordenaar, wil sy borgvoorwaardes laat wysig. Denemarke wil nie dat kinders jonger as 14 jaar op sosiale media wees nie. Mense beskou die padongelukkefonds as 'n geldmaakskema. Djokovic hal volgende ronde in snikhete omgewing. Marc Marquez mis die volgende 2 MotoGP renne as gevolg van 'n besering. Arnold Ter Blanche, wat 55 jaar oud is, het R1 miljoen betaal vir sy borgtog, wat in Februarie 2023 aan hom toegestaan is. Ter Blanche word onder meer deur die staat daarvan beskuldig dat hy die baasbrein is agter die moord op sy vrou, Vicky, wat 41 jaar oud was. Sy is die ma van hulle minderjarige seun. Vicky se lijk is in Oktober 2021 in 'n vlakgraf op 'n klein hoewe in Geberg gevind. Reinhard Leach, wat 36 jaar oud is, met wie Vicky in 'n verhouding was ten tye van haar dood, het reeds skuld beken op die moord op haar. Hy het in die hof beweer Arnold het hom gevra om van Vicky ontslae te raak en sy hom geldelik daarvoor vergoed het. Dylan Callis, 24 jaar oud, 'n vriend van Leach, was die eerste om skuld te beken in hierdie moordsaak. Leach en Callis dien onderskeidelike vonnis van 25 jaar en 18 jaar tronkstraf uit. Die verhoor teen Arnold sou gister in die Hooggeregshof in Geberg begin het, maar sy regspan het reeds aangedui dat die verhoor nou eers in Maart 2026 'n aanvang sal neem, aangesien die regter nog nie beskikbaar is wat die saak kan aanhoor nie. By Arnold se hofverskyning het die staat wel aangedui dat die saak weer môre op die hofrol sal wees vir die wysiging van Arnold se borgvoorwaardes. Die staat het nie uitgewy oor die voorwaardes wat Arnold wil laat wysig nie. As deel van sy huidige borgtogvoorwaardes moet hom elke dag tussen 0900 en 1600 uur by die Meldweg polisiekantoor aanmeld. Hy is tussen 2000 uur en 0600 onder huisarrest. 'n Vrou van Kimberley wat Vrydag vermoedelik ontvoer is gistermiddag na reuse soektog deur die polisie ongedeerd gevind, maar haar vermeende ontvoerders word steeds gesoek deur die polisie. Die polisie in Kimberley het vroeër 'n beroep op die publiek gedoen om te help met die soektog na Amanda Ward, wat 32 jaar oud is. Die vermeende ontvoerders het glo Ward se kerel met 'n kombers toegegooi en Amanda beveel om saam met hulle te gaan. Die polisie wou nie sê waar Ward gevind is nie en sê dat hulle steeds op haar vermeende ontvoerders se spore is. Enigeen met inligting oor die voorval word versoek om Speter Adjutant-Offisier Desmond Markgraaf by 078 047 4437 te kontak. Die probleme met misdadigheid en die polisie wat tydens sy mediakonferensie in Julie geopper is, raak die hele land. Luitenant-generaal Nantland Lamokonazi is hoopvol dat verskeie mense, insluitend polisielede, binnekort in hegtenis geneem sal word, nadat etlike dossiere by die polisie se politieke moorde in KwaZulu-Natal weggeneem is. Dit is in reaksie op die strafregtelike klagtes wat hy self by die polisie in KwaZulu-Natal ingedien het. Hy het onder meer Senzo Mchunu, minister van polisie, van politieke inmenging in polisiesake beskuldig en beweer hy sit agter die gepoogde sluiting van die polisie se eenheid wat politieke moorde ondersoek. Mkonazi beskuldig ook vir luitenant-generaal Shadrack Sibiya, nasionale adjunkt polisiekommissaris, daarvan dat hy meer as 120 saakdossiere van die politieke moorde eenheid weggeneem het. Die komitee sitting het nie gister sonder drama begin nie en het reeds vroegoggend in chaos ontaard toe lede van die EFF en die MKP daarop gewys het dat Mkonazi se verklaring aan die komitee nie oorspronklike is nie, maar 'n aanvullende een van die Madlanga kommissie. Die sitting is toe vir 6 ure uitgestel sodat die verklaring anders beantwoord kon word. Tydens die uitstel het die komiteelede egter 'n geslote sessie gehou waar tydens lede van die media gevra is om die vertrek te verlaat. Dis nie duidelik wat toe bespreek is nie. Denemarke het gister gesê hy beplan om 'n verbod op sosiale media vir kinders onder die ouderdom van 15 jaar in te stel. Die wetsontwerp, waarvan die tydlyn nog nie gespesifiseer word nie, sal ouers egter magtig om hulle kind vanaf 'n ouderdom van 13 op sosiale media te laat gebruik. Selfone en sosiale media beroof ons kinders van hulle kinderjare, so sê Frederiksen, en voer aan dat 60% van Deense seuns tussen 11 en 19 jaar oud verkies om tuis te bly eerder as om saam met hulle vriende deur te bring. Australië se leier in wêreldwye pogings om internetskade onder jong mense te voorkom. Sy parlement het einde 2024 'n verbod op sosiale media vir onder 16's aanvaar
hoewel nog byna geen besonderhede verskaf is oor hoe die maatreël aan die mense afgedwing sal word nie. Platforms soos Facebook, Snapchat, TikTok en YouTube val onder die Australiese verbod. In Junie het Griekeland voorgestel om 'n ouderdom van digitale volwassenheid in die Europese Unie van 27 lande te laat instel, wat beteken dat kinders nie toegang tot sosiale media sal hê sonder ouerlike toestemming nie. Die Padongelukkefonds, die POF, het 'n krisis bereik en mense beskou die entiteit as 'n geldmaakskema. Mkhuleko Hlengwa, adjunkminister van vervoer, het gister die opmerking in 'n sitting van die parlement gemaak oor openbare rekeninge. Mkhuleko Hlengwa, adjunkminister van vervoer, het die aanmerking in die sitting van die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge gemaak, omdat beweringe van wanadministrasie, finansiële onbehoorlikheid en die misbruik van geld by die POF ondersoek. Hlengwa sê die POF het 'n krisis bereik. Daar is onder meer besluit om die direksie te ontbind en 'n tussentydse een aan te stel, die prosessors aan die gang en verskeie uitvoerende amptenare aan te stel en 'n wetgewende hersiening van die entiteit is tans ook aan die gang. Hlengwa het die hoop uitgespreek dat die komitee die optrede en gedrag van prokureurs sal bekyk. Die grootste probleem raak aan die POF is nie die meriete van die eise nie, maar eerder die bedrag wat uitbetaal moet word. Die dilemma en rede waarom kwessies altyd in die hof beland, is dat ek die prokureurs glo, ek kan altyd meer geld kry vir jou. Dit is die uitdagings wat daar is. Een van die groot probleme in die POF is ongelykheid, so sê Hlengwa. Dis daarom dat daar altyd 'n groot teenwoordigheid van mense in die private eerder as die openbare hospitale wat rondval om jou te help, het hy gesê. Dis omdat jy reeds in 'n hoër ekonomiese groepering is, omdat jou verlies in inkomste meer geld beteken. Die plan vorentoe is om 'n voorgestelde skedule van voordele op te stel wat die departement van vervoer in die POF wil laat instel. Die skedule van die voordele kan jaar na jaar hersien word, sodat ons die stelsel op alle maniere vir almal gelyk sal maak. 'n 46-jarige man is in hegtenis geneem na voorval van brandstigting by 'n moskee in die suide van Brittanje. Die voorval wat die polisie as 'n haatmisdaad ondersoek het, Saterdag omstreeks 2200 uur in die dorp Peacehaven gebeur, berig die koerante. Niemand is in die voorval beseer nie. 'n Vrywillige bestuurder van die moskee het op voorwaar van anonimiteit aan die koerante gesê 2 mense met klapmisse het die moskee se voordeur probeer oopmaak, petrol op die deur en trappe gegooi en het toe in die brand gesteek. Die brand het skade aan die moskee se vooringang en voertuig wat buite parkeer is veroorsaak. 'n Speurder het die brand as afskuwelike en roekelose aanval bestempel. Die polisie ondersoek 'n saak van brandstigting met die doel om ernstig te beseer. 'n Woordvoerder van die moskee het gesê, ons is innig dankbaar dat niemand in hierdie geval beseer is nie, en het gevra dat almal verdeeldheid moet verwerp en met eenheid en deernis op haat reageer. Hierdie haatlike daad verteenwoordig nie ons gemeenskap of ons dorp, het hy gesê. Shabana Mahmood, Britse minister van Binnelandse Sake, het die aanval as diep kommerwekkend beskryf. Te midde van endemiese korrupsie, 'n fiskus wat kreun en die ineenstorting van staatsondernemings, glo die Sentrum vir Ontwikkeling en Nywerheid. En Nywerheid CDI, werkloosheid is Suid-Afrika se kwellendste kwessie. Werkloosheid is Suid-Afrika se verwoestendste krisis, het hy gesê. Benewens die land se jarelange onvermoë om enigiets in die amptelike werkloosheidssyfer van 33% te laat daal, en hierdie syfer verder styg weens die talle onlangse aankondigings van afleggings deur verskeie maatskappye. Metal Suid-Afrika is besig om 'n geraamde 4000 werknemers af te dank, terwyl die mynreus Glencoe 3000 poste, Ford Suid-Afrika 470 poste, Goodyear 900 poste en Coca-Cola Suid-Afrika 680 poste ook aangedui het dat hulle van hulle poste gaan sny. Die Vereniging vir Staatsamptenare, die VSA, het gister ook in 'n verklaring die verlies van so 80.000 poste in vanjaar se tweede kwartaal betreur. Vir die afgelope 17 jaar sluit 1000 Suid-Afrikaners daagliks by die ry van werklooses aan wat 'n werk soek. Meer as 12.000 BMW's is om veiligheidsredes aan die mark onttrek. Dit is die BMW 3-reeks, die G20 model, in die 4-reeks, die G22 model, in die 5-reeks, die G30 model, die Z4, die G29 model, die X3, die G01 model en die X4 G02 model. Die onttrekking sou verband met die aansitmotor van hierdie modelle. BMW het volgens die kommissie aangedui dat 12.491 motors wat sedert 2016 in Suid-Afrika beskikbaar is, weer deur die herroeping geraak sal word. Dit kan verhinder dat die engine aanskakel wat kortsluitings gevolglike oorverhitting van die aansitmotor kan veroorsaak. In die ergste geval kan dit daartoe lei dat die motor aan die brand sal slaan, wat selfs kan gebeur wanneer die motor geparkeer is. Eienaars van die betrokke motors word aangemoedig om hulle voertuie na die naaste gemagtigde BMW-handelaars te neem. Dit het meer as 'n dekade geneem, maar vanjaar se rugbykampioenskap het uiteindelik die tipe opwinding
en drama opgelewer waarop ondersteuners al so lank gewag het, maar nou na die vonk gevind is, gaan die volgende weergawe van hierdie toernooi vir minstens 2 jaar uit die kolk verdwyn, aangesien Nieu-Seeland in 2026 'n toer na Suid-Afrika onderneem in die tyd wat die rugbykampioenskap sou plaasgevind het. En in 2027 word die rugbykampioenskap verkoop omdat dit 'n wêreldbekerjaar is. Ironies genoeg, of dalk juis gepas is die deurslaggewende wedstryd van die suidelike halfrond se vernaamste kompetisie Saterdag in die noordelike halfrond op Twickenham gespeel is, waar die Springbokke hulle tweede agtereenvolgende titel met 'n oorwinning van 29-27 oor die Pumas beklink het. Vir die eerste keer sedert Argentinië om in 2012 by die destydse 3-nasies reeks aangesluit het, was die toernooi tot die einde waawyd oop en die mengsel van skokuitslae, rillers en terugvegpogings het oor die wêreld heen groot lof ontlok. Vir nou is daar geen aanduiding of die rugbykampioenskap ooit weer as 'n jaarlikse kompetisie sal terugkeer nie, of waar dit sal inpas met langbeplande nasiekampioenskappe tussen die spanne in die noordelike en suidelike halfrond wat volgende jaar beoog word en die internasionale kalender sal omkrap nie. Andy Farrell, hoofafrigter van die Leeu's, in sy nuwe autobiografie dat hy altyd van plan was om vir Owen te kies, totdat 'n foonoproep tussen die twee hom daarvan laat afsien het. Owen het uiteindelik wel op toer gegaan nadat sy Engelse landgenoot Elliot Daly 'n besering opgedoen het. Die speldskepper het tot 'n reeks oorwinning van 2-1 in Australië bygedra nadat hy sy plaasvervanger in die tweede en derde toets op die veld gekom het. Sy afwesigheid in die aanvanklike groep was egter 'n gesprekspunt veral toe Farrell sy groep aangewys het, maar gesuggereer het dat hy later dalk nog 1 of 2 spelers by die span sou kon byvoeg. Elkeen van die ander afrigters was ook ten gunste van Owen se insluiting in hierdie span. Grant Mackies, aan die stuur van Red Bull, weier om enige erkenning te aanvaar vir sy Formule 1 renspan se verbeterde vertoning sedert in Julie by die afgedankte Christian Horner oorgeneem het. Die 4-malige wêreldkampioen Max Verstappen het 2 keer gewen sedert Mackies om 6 wedrenne gelede by Red Bull aangesluit het. En hy was op die podium in die laaste 4 wedrenne met 'n tweede plek in Singapore die afgelope naweek. Die verbetering in prestasie kom basies deur die werk van almal wat probeer het om die beperkings van die motor wedren na wedren te kan ontleed. Verstappen was na die Nederlandse Grand Prix einde Augustus 107 punte agter die pas aangeheer Oscar Piastri van McLaren, maar hy het dit sedertdien na Sondag se wedren tot 63 punte verminder. Die het in China eis tans sy tol op tennisspelers. Nogtans het Novak Djokovic gister uitputting en 'n enkel besering oorkom om die kwartfinale van die Shanghai Meesterstoernooi te haal. Hy het die Spanjaard Jaume Munar met 6-3, 5-7 en 6-2 gewen. Nadat Munar die gelykmakende stel gewen het, het dit gelyk asof die 38-jarige Serveer nie sou kon voortspeel nie. 'n Uitgeputte Djokovic het plat op die naad van sy rug gelê. 'n Dokter en fisioterapeut het hulle na hom gehaas en op sy stoel sy bloeddruk en hartklop gemonitor en vir 'n yskoue handdoek aangevra. Vir die eerste en derde stel het sy voete onder hom gegly en hy het sy enkel beseer. Hy het uiteindelik die wen gespeel en hy die toeskouers bedank en feitelik dadelik van die baan af weggestap. Carlos Alcaraz het hom aan die toernooi onttrek om te rus en Jannik Sinner, Alexander Zverev en Taylor Fritz is reeds uitgeskakel. Kook in Shanghai styg tot 30 grade Celsius en is ook baie bedompig teruggesê. Dit is ook baie warm in Wuhan, waar Iga Swiatek gister haar eerste wedstryd in die Wuhan Ope met 6-1, 6-1 teen die Tsjech Marie Poskova gewen het. Kwaai te bo 30 grade Celsius het die organiseerder maandag genoop om die spel op die buitebane op te skort. Die hittebeleid is gister tussen 12:30 en 17:30 ingestel, maar geen wedstryde is hierdeur afgelas nie. Andrew Ragsdale is die nuwe Britse Porsche Cup kampioen na cool en kalm vertoning in sy 911 GTS 3, terwyl die seisoen se laaste ronde van wedrenne by Brands Hatch in Kent plaasgevind het. Ragsdale wat punte in al die kampioenskap se wedrenne vanjaar aangeteken het op 'n totaal van 119 punte geëindig. Dis net 2 punte meer as wat Will Martin, sy naaste teenstander, ingesamel het. Na so 'n harde seisoen kan ek nie eerlikwaar glo dat ek die titel gewen het hy gesê. Dit gaan lank neem om in te sink, sê die 23-jarige Kaapenaar. Ek is so bly om Century Motorsport, wat my die hele seisoen 'n wonderlike motor besorg het en die geleentheid gebied het om hierdie titel te veg en te kon terugbetaal. Nie net met die renjaars kampioenskappe nie, maar ook met die span trofee. Ragsdale voeg by dat hy reeds aan sy planne vir 2026 werk, maar eers 'n kort blaaskans sal neem en die titel welslaas sal geniet. Ducati het maandag bevestig dat die pasgekroonde wêreldkampioen Marc Marquez die volgende 2 wedrenne sal misloop nadat in die Indonesiese MotoGP 'n fraktuur en ligamentbesering aan sy regterskouer
opgedoen het. Marquez se mediese span in Madrid verkies 'n konservatiewe behandelingsmetode wat baie rus en die beseerde skouer behels totdat dit volledig genees en die fraktuur klinies versterk het Ducati aan die media bekend gemaak. 10 Australiese amateur tennisspelers sal volgende jaar voor die Australiese Ope kans kry om $1 miljoen, sowat $11,3 miljoen in die $1 miljoen One Point Slam kompetisie te kan verdien. Die kompetisie sal beslis word in die week voordat die hooftoernooi van die Grand Slam toernooi in Melbourne begin. Die Australiese Ope sal groot name soos Carlos Alcaraz, die wêreld se nommer 1, een van 22 elite-spelers wees wat teen 10 amateurs van oor Australië te staan sal kom. Die rock, paper, scissors speletjie sal bepaal wie slaan af en die wenner van die punt gaan deur na die volgende ronde totdat daar uiteindelik een wenner sal wees. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2034, Polokwane 1628, Lephalale 1835, Mbombela 1527, Maikeng 1532, Pretoria 1732, Johannesburg 1729, Ermelo 1128, Kalahari 1533, Gaborone 1934, Richards Bay 1825, Pietermaritzburg 1526, Durban 1624, Port St Johns 1622, Pongola 1729, Maputo 2028, Bethlehem 825, Bloemfontein 1128, Alawal Noord 1128, Welkom 1429, Vryburg 1332, Kimberley 1330, Appington 1630, Prieska 1430, Springbok 1232, Karasburg 1631, Keetmanshoop 1832, Mariental 1533, Alexanderbaai 1219, Brandvlei 1129, Loudritsbaai 1729, Vredendal 1830, Kaapstad 1320, Sutherland 523, George 1120, Jeffreys Bay 1124, Geberra 1124, Grafreinet 926, Kaapogillas 1019, De Aar 1328, Molteno 923, Beaufort Wes 927 en laastens Oos-London 11 grade Celsius in die oggend, 24 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.20 teenoor Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.33, 'n euro kos R20.09, die pond verhandel teen R23.13, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $47.59 Amerikaanse sent, platinum verhandel teen $1,619, palladium se prys is $1,342, goud se prys is $3,965 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $65.47 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag: daar is nie rede om alles af te jaag nie. Wat vir jou bedoel is, sal op sy tyd kom. Mooi dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.